Amen. Jy kan maar die sitplek neem. Dankie dat jy vanmôre so lekker saam gesing het. Lof van die Here gebring het. En ons gaan nou oor na die bediening van die woord van die Here. As jy jou Bybel saamgebring het, blaai jy saam met my vanmôre na 1 Samuel 17 vanaf vers 33. 1 Samuel 17 vanaf vers 33. Ons het al baie, of jy het al baie preke oor hierdie of leringe gehoor uit hierdie stukkie uit. En vanmôre wil ek met jou praat oor een van die belangrike onderwerpe. Nou dit is so dat ons die Bybel het as ons enigste norm en ons enigste regwyse in hierdie lewe. Ons het baie boeke, ons het baie wette wat die regering vir ons daar plaas. Maar wanneer ons regtig by die dieper dinge van die lewe kom, dit wat saak maak, dan is ons gefundeer op die woord van die Here. Ons fondasie is op die Heilige Skrif. En die Heilige Skrif is alleenlik die Bybel, die Biblia, hierdie 66 boeke wat op bymekaar gesit is in 'n vorm, en ons kan dit lees vanmôre, ons kan daarin al ons antwoorde kry wat ons vanmôre nodig het. Nou ek wil vanmôre met jou praat oor die gedeelte van God se, ek wil praat oor God se herderskap in ons lewens, in ons dag wat ons lewe en in die kerk. Nou kom ons lees vers 33, 1 Samuel 17 vanaf vers 33. Hy sê, maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie. Jy is 'n seun, hy is 'n krygsman van sy jeug af, vandat hy jonk is hy 'n man wat oorlog maak. Vers 34. Toe sê Dawid aan Saul, die dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas. As daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom, ruk dit uit sy bek uit, en as hy my aanval, dan gryp ek hom aan sy baard, verslaan hom en maak hom dood. Die dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan. En met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagoffers van die lewende God uitgedaag het. Verder sê Dawid, die Here wat my gered uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. Hierdie verhaaltjie is 'n baie kinderlike verhaal, wat aan ons kinders geleer word. Ek onthou, vandat ek kan onthou, ek in die sonnaskool gekom het ons hierdie verhaaltjie geleer. En dat baie keer het ons opsommings gedoen en aanhoudend het ons hierdie les aan ons voorgedra, en dat ons later hier by die einde van die jaar, dan het ons nog gegaan en dat ons toneelstukke opgevoer van Dawid en Goliat. En al wat ons geweet het was, en wat ons geleer het was van 'n kleinerige ouetjie, en terwyl jy nog klein is, dan lyk jy ouetjies net bietjie groter as jy, soos een van hierdie, soos Dawid was. En hierdie kleinerige ou het gegaan, en hy het 'n groot reus van 'n mens verslaan, 'n man verslaan, wat 'n swaard gehad het en 'n spies, en hy het 'n skild gehad, en hierdie groot ou met die diep stem, het almal vrees bevange gehad. Die mense was so bang vir hierdie man, dat self Saul en sy manskap het almal gelê hier agter die muurshoope en agter die klippe en agter die boomstompe. Hulle was te bang om hulle verskyning te maak, want hierdie ou was 'n mense moordenaar, het hulle gesê. Daar was niemand wat hom kon verslaan nie. Nou dit is so dat ons die dag wat ons in lewe moet sê vir die kerk van die Here, vir mekaar moet sê, die kerk is weer op die drempel van so 'n gebeurtenis van 'n Goliat in ons lewe. Die kerk van die Here word vanmôre die meeste geteken deur die wêreld en die omstandighede rondom ons. Die kerk van die Here word nie net, jy nou dag gehoor hoe hulle sê op die YouTube hoe mense in China weer gevange geneem word,
nog steeds al die jare, maar nou word hulle nog meer vervolg en in Rusland is hulle besig om, dis net die staatskerk wat mag bestaan en ons hoor van al hierdie ander plekke en hoe die ander gelowe die Christene begin doodmaak en hulle om die lewe bring en nie genade vir hulle het nie, maar ons wil nie eers verder dit kyk nie. In Suid-Afrika is die kerk vandag by die dag wat die regering wil ingryp en die kerk wil beheer. Daar is 'n wet wat nou gaan tevoorskyn kom en pastoor wil jy nou die dag so net op dit so lig raak gepraat. Maar nou die dag toe kry ons waar die hoof van die AGS kerk waar hy praat en hy 'n geskrif uitbring vir al die pastore en vir hulle vertel van wat is die besluit van die kerk rondom hierdie wet wat die regering oor die kerk wil instel. En daar in die AGS kerk hulle besluit geneem en ek glo al die ander kerke ook, maar gesê dit is nie volgens die woord van die Here nie. Die kerk is nie onderworpe aan die regering nie, maar onderworpe aan die Here God en aan sy gesag. Die kerk daar word nie besluit deur die regering watter gemeente mag bestaan en watter gemeente mag nie bestaan nie en watter prediker mag preek en watter prediker mag nie preek nie, maar dit word die net word al nouer gebring. Liewe luisteraar, vanmôre bring hulle die net al nouer en die mense kan nie eers meer die woord van die Here vry uitpreek vanmôre nie. Daar's 'n wet wat sê dat as jy vanmôre teen sekere mense diskrimineer, dan kan hulle nou 'n klag gaan lê en hulle kan daai prediker gevange neem en hom voor die hof daag. Al staan dit in God se woord so, mag jy nie menseregte skend nie. Al staan dit in God se woord dat die Here sê, hy hou nie van hierdie of daardie verkeerde ding en 'n sonde in sy oë, kan die regering vanmôre sê, ons kan jou aankla. As jy predik wat teen sekere mense se geloof en sekere mense se sieninge is. En daarom het ons dit kry ons is vanmôre dat die regering al meer mag wil hê rondom die kerk. Soos dit vandag in China is en in Rusland is die regering het die mag om te besluit watter gemeente kan hulle sluit en watter gemeente mag voortbestaan. As ons daarna kyk, dan sê ons vanmôre vir mekaar, dis 'n Goliat wat besig is om die kerk van die Here te bedreig. En dan vind ons dat hier sien ons die verhaal van Dawid waar hy besig is om Goliat tegemoet te gaan. Sien ons hier 'n jong man wat besig is om op te staan en wat het gemaak dat hierdie jong seun soveel heldhaftigheid in sy hart het. Hy het iets beleef van die geskiedenis wat hy hier op die oorlogsveld kon kom uitleef het. Vir Dawid was dit nie moeilik om 'n leeu te vang of om te gryp wanneer hy 'n lammetjie of wanneer hy 'n skaap vat en hy dra hom weg om te gaan verskeer, dan sê Dawid hier, hy sê die beer en die leeu het ek geagtervolg en ek het die lammetjie uit hulle kake uitgeruk en ek het hom aan sy baard gegryp, sê hy, en ek het hom verslaan. Hoe het Dawid dit reg gekry? Dis nie maklik om 'n leeu te verslaan nie. Om 'n leeudoodmaker te wees, moet jy iemand wees wat bo die normale is. Hoe lyk 'n leeudoodmaker regtig? Is dit daardie groot, sterk ou met die sterk muscles? Is dit 'n leeudoodmaker? Is 'n leeudoodmaker daai een wat op sy hart die stop van sy stem kan skree en sê, gee my iemand om teen my te veg? Is dit 'n leeudoodmaker? Nee. Hoe lyk 'n leeudoodmaker? Ek het altyd gewonder, hoe sal iemand lyk wat 'n leeu kan doodmaak? Want jy sê, dit is maklik om te praat van ek het 'n leeu doodgemaak, maar as jy regtig met 'n leeu die mekaar raak, dan is dit 'n ander storie. Ek onthou, jare terug het hulle vertel van die groot Great Dane, hierdie groot honde, en die jagter het gegaan en hulle het al die honde agterop gegooi en hulle het gaan jag, die leeuwsjag. En hulle kry die leeu en die leeu is daar voor, die honde is agter op die bak. En nou skiet hulle die leeu. En toe die leeu skiet, toe val hy net daar dood neer.
En hulle gooi die honde af. Nou hardloop die honde. Hierdie klomp brakkies wat al getrein is, wat die ding ken, hulle hardloop, hulle weet waar hy geval. En toe daar kom, toe blaf hulle en hulle is hier rondom die leeu en hulle is bietjie versigtig, want hulle weet nie of hy nog leef of so nie. En jou groot Greydyn is die eerste man in sy lewe wat hy op 'n jagtog is. Hy ken nie hierdie goed nie en hy hardloop en dan die gras is lank en nou kan ek nie mooi sien nie. Nou spring hy so in die lug en hy spring so in die lug. En hy weer so spring toe land hy bo op die leeu. En toe hy op die leeu land, toe sien hy hierdie gevaarlike ding. En vir die eerste maal sy lewe sien hy 'n leeu. Hy's in die man sê, die eienaar sê, die jagter sê, hy sê daai ou skrik so, daai hond. Hy spring so in die lug en hy draai so om en as hy omdraai, is dit een streep stof. Hy's terug bo op die bakkie en hy het nooit weer daar afgeklim tot hulle by die huise kom het nie. Jy sê om 'n leeu te veg is nie maklik nie. Om 'n leeu doodmaker te wees is nie so maklik nie. En daarom om 'n Goliat te verslaan is nie so maklik nie. Ou Saul het gedink hy is iets besonders toe hy as koning aangestel was. Hy was 'n kop en skouers, was hy bo die ander volk uitgestaan, 'n groot en 'n sterk man, maar toe hy met 'n Goliat te doen kry, toe besef hy, dis nie so maklik om 'n Goliat te verslaan nie. Daar is sekere dinge wat fyn goedjies is wat verstelling in jou hart en in jou lewe moet wees, anders kan jy nie 'n Goliat aandurf nie. Mense, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, sê Efesiërs 6, nie. Ons stryd is nie teen jou buurman en jou buurvrou nie. Die stryd is vanmôre nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte, die bose geeste in die lig. En hier praat in Efesiërs 6 en hy sê selfs die Satan se mag het verskillende grade van heerskappy. Dis hy, die vyand Satan, wat in beheer is van hierdie koninkryk. Onder hom is daar sekere rangorde. Daar's 'n sekere generaals wat onder hom is. En onder hulle het hulle weer ander korporaals en al daai goed en dan kom hulle by die gewone voetsoldaat en so is die mag van die vyand ook. En nou sê ons worstelstryd is nie teen die buurman en die buurvrou nie. Ja, die vyand gebruik hulle ook. Satan kan selfs enige mens gebruik as jy bruikbaar wil wees. En daarom gebruik hy baie keer mense wat jy nie verwag nie. En nou sê die Bybel vir ons hier, leer hy vir ons dat om hulle te verslaan, moet daar iets beter wees as net gewone krag. Daar moet iets dieper wees om oorwinning te behaal. En as ons hierna kyk, dan sien ons dat Dawid het hierdie ietsie gehad wat baie mense nie het nie. Hy het dit gehad wat die Here wil hê ons moet hê. Wat het hy gehad? Hy het herderskap gehad. 'n Herdershart. Julle? As jy nie 'n herdershart het nie, gaan jy swaar kry in hierdie lewe. As jy nie die hart van 'n herder het nie, gaan die sorges van die lewe jou maklik kan verstik en verswelg. Want jy sien, as jy nie 'n herdershart het nie, dan sien jy mense in 'n ander lig. Jy sien mense as vyande van jou. Jy sien mense wat jy nie meer klaarkom nie, wat jy mee sukkel en ja, dis so ons almal hou van sekeres en van ander hou ons bietjie minder en van ander hou ons heel die minste. Dis nou nie almal van julle wat van my hou nie. Julle hou dalk meer van Pastoor Willie as van my en dis reg so. Maar dit maak nie saak nie, jy moet herdershart hê. 'n Herdershart beteken jy het 'n lig van God in jou. Want jy sien, dis wat Dawid gehad. Dawid het die lig van die Here in hom gehad. Hy het 'n herdershart gehad. Hy was van jongs af was hy besig om sy pa se skape op te pas. En as jy's hier in die oppas van die skape as herder, wat hy geleer het wat dit beteken om die vyand te verslaan. Dis hier waar hy geleer het wat God van jou verwag. Wanneer jy in die opregtheid met 'n herdershart vir die Here en sy volk instaan. En Dawid het hier alreeds begin om met die beer en met die leeu te veg. En daarom kon Dawid 'n leeu doodmaker wees. Daarom kon hy een wees wat werklik in die tyd toe daar gevra word wie sal vir ons veg?
Wie sal voorloop? Wie sal hierdie vyand aanval? Wie is gereed? Wie is daar as daar enige man wat bereid is of enige vrou wat bereid is om hierdie vyand, hierdie groot Goliat aan te val? Toe is daar niemand nie. Maar God het lank terug alreeds iemand opgewek wat daar agter die skape geleer het om 'n leeu aan sy baard te gryp. Om 'n beer te verdryf van 'n klein vee af. Hy het daar alreeds geleer wat dit beteken om so 'n wilde dier te tem en onder sy mag te bring. En hy het geweet dat sekere dinge het hy geleer wat uitstaande is. En enige mens in mondering, in dapperheid, is die een en die belangrikste is, jy moet nie op jou hart of op jou kop vrees hê nie. Vrees is die ding wat die meeste mense verongeluk. Jy vrees so môre jy gaan nie werk hê as jy klaar is met skool nie. Jy vrees so môre dat hierdie of daardie probleem jou werk gaan toemaak en jy gaan nie meer werk hê nie. En jy begin vrees en jy laat vrees in jou lewe inkom en voor jy jou kry, sukkel jy om 'n oorwinning te leef. Vrees is een van die belangrikste dinge wat die kinders van die Here onder die knie het. Hulle hou jou onder die knie as kind van die Here. Vrees maak vanmôre in die kerk van die Here dat die meeste van ons nie in oorwinning leef nie. Ons vrees. Iets gaan oor ons kom en ons gaan nie regkom nie. Iets gaan ons tref en ons gaan nie weer uitkom nie. Ons vrees vanmôre, dinge gaan gebeur en ons gaan net nie meer uitkom nie. Wanneer ons aan die dag by die einde kom by ons pensioen en ons moet afgaan, dan vrees ons wanneer ons moet aftree en ons sê, maar ons gaan dit nie maak nie. Het die Here jou nog ooit in die steek gelaat? Was daar nog ooit 'n dag wat die Here sy rug op jou gedraai het? Was daar nog ooit 'n dag wat hy jou een kant toe geskuif het en vir jou gesê het, Dawid, ek wil niks met jou te doen hê nie? Was daar nog ooit 'n dag wat jy nie brood op die tafel gehad het of water om te drink nie? Was daar nog ooit 'n dag wat jy nie die genade van die Here beleef het nie en die son van God nie oor jou geskyn het of sy reën oor jou gereën het of die wind om jou gewaai het nie? Was daar nog ooit so 'n dag? Ons kan nie die Here beskuldig nie. As jy vanmôre so iets kan sê. Iemand het eendag vir my gesê, of vir 'n prediker gesê, en hy het vir my dit vertel, as jy het gehoor hoe iemand anders by 'n pastoor kom vir die pastoor sê, dit gaan so swaar in my finansiële lewe, in my huis, ons het amper die kos nie, dit ons oorleef net so. En toe vra die predikant vir haar, sê my sussie, maar sê vir my, doen jy wat God van jou vra? Sy sê, ja, ek dink so, ek doen dan die belangrikste, doen ek. Hy sê vir haar, hy sê, bring bietjie vir my jou kwitansies van jou tiendes wat jy betaal. Want jy sien die woord van die Here sê, beproef my, en gee my jou tiende, en kyk, of ek nie die sluise van die hemel vir jou sal ooptrek, sê die Here, en oor jou uit sal stort, oormatige seëninge, sodat jy genoeg sal hê, en dat jy 'n oorvloed sal hê. Hoekom het ons nie? Ons het nie omdat ons nie gee nie. Hoekom sukkel ons om 'n lewensbestaan te maak? Omdat ons nie die Here beproef en kyk of hy nie die sluise van die hemel op oor ons sal uittrek nie. En dan sê hy so mooi vir ons, en ek weet nie hoekom ek vanmôre vir julle moet sê nie, miskien is daar iemand wat dit my hoor. En dan sê hy vir ons hier Maleagi, dieselfde stukkie, dan sê hy, en julle beroof my, sê die Here. Julle vat my deel wat ek vir julle gevra het, die tiendes en die offergawes. En julle gee dit nie vir my nie. Julle steel van my. En ons is bang. Here, as ek my volle tiende betaal, sal U regtig vir my kan sorg. En dan doen ons die tweede ding, wat so baie mense doen. Nou sê ons, Here, nee, wag, ek gaan hierdie tiende, dit is dan te veel. Ek gaan dit liewers vat en vir my kinders gee. Want jy weet, hulle sukkel ook.
Ek gaan dit gee vir die ou naby my of die ou ander kant my of die een langs my of oorkant my. Nee, sê die Here, kan jy my dan nie vertrou dat ek vir daai ouens kan sorg nie? Jy kan nie vir ander mense sorg nie. Ek onthou jare gelede in die kerk waar ons was, wanneer hulle kom om pakkies kos te vra, dan sê ons mense, ons kan nie vir jou sorg nie. Ons kan vir jou net 'n pakkie gee wat vir jou sal help vir 'n week of so. Maar as ons vir almal moet sorg wat swaar kry, sal hierdie gemeente se finansies, daar sal nie genoeg finansies wees nie. Want die hele dorp se alle arme mense sal stroom na ons toe en ons sal nie genoeg hê nie. Net die Here kan ons help om te sorg vir wie ons wil. Want jy sien die Here gee en hy sorg vir die wat nie het nie. Maar hy vra van jou 'n sekere ding en dit is om jou deel by te dra. En hier sit manne, vanmôre mense in hierdie gebou, manne en vroue wat vanmôre vir jou kan sê, weet jy Laurens, vandat ek jonk is het ek begin tiende betaal en tot vandag betaal ek my tiende. En weet jy my tiende, baie van ons vanmôre vir jou sê, my tiende is meer as R5,000 en ek kom nog steeds met my salaris uit. Dis mense wat vanmôre vir jou sal sê, weet jy, ek het nie geweet wat gaan van my word wanneer ek op pensioen gaan nie. Want my pensioen was so swak. Hy sê vanmôre getuig en sê, weet jy, die Here dra my deur. Deur die hele week het Jesus my veilig deurgedra. Ek het meer as wat ek nodig het. Wat het Dawid geweet? Wat baie min mense vandag weet. Wat het Dawid geweet wat die kerk van die Here vandag weer moet leer en net weer moet in hernuwing en oproep in hulle harte? Dit is dat hy, soos hy hier sê, hy sê die dienaar van God was deur die Here God gebruik om die leeu en die beer te verdryf. Hy sê en hierdie selfe God sal vanmôre hierdie onbesnede vyand, die Goliat van hierdie nasie in my hand gee. En wat my interessant is Dawid het nie regtig veel wapens gehad nie. Die Bybel sê nie hy het 'n swaard gehad nie. Hy het nie 'n spies gehad nie. Hy het nie eers 'n skild gehad waar hy hom meer self kon verweer wanneer Goliat 'n spies gooi of wat hy ook al wou doen nie. Hy het net 'n slingervel gehad. 'n Slingervel was 'n velletjie onder met 2 riempies. En dit het hy gevat en 'n klippie ingesit en dan het hy hierdie 2 so in sy hand gehou. Een tussen die duim en die wysvinger, die ander hier vas. Dan het hy hierdie slingervel gedraai. Toe ons klein was het ons dit ook probeer. En die eerste slag wat ons gegooi het, is ma se ruit uit. Ons het die voeltjie probeer gooi en die ruit is uit. Dis nie so maklik nie. Maar Dawid het hom gevat en hom geswaai en ek weet nie wat het hy gedink nie. Hy het maar net geglo die Here sal sorg. En Dawid het voor Goliat gestaan en gesê die Here gaan vandag jou in my hand gee. En hy het hierdie slingervel gevat en hom gedraai en hy het die 1 punt gelos en gegooi. En hoe hy dit reg gekry het, want al plek wat oop was hier by Goliat se gesig en sy voorkop. En daardie klip het hom hier getref, soveel so dat dit binne ingegaan het. Julle, dit was 'n daad van God. Geen mens kan dit doen nie. Dis nie op sy eie krag wat hy dit reg gekry het. Hy het op God vertrou. Sy vertroue was in die Almagtige. En vandag het die kerk weer sulke geloofsmense nodig wat soos 'n Dawid kan staan en sê, ek kom na jou, nie met 'n spies en 'n swaard nie, maar ek kom na jou in die naam van die God van die slagordes van die heelal. Ek kom na jou in die naam van die Here God Almagtig. Ek kom na jou in die naam van die Here God wat alles geskaap het en wat in beheer van alles is en wat alles in plek hou. En as hy vanmôre vir my veg, sal ek die oorwinning behaal. Liewe mens, Dawid se lewe, dis die enigste ou wat ek gehoor het, wat 'n vyand verslaan het met 'n slingervel. Die Bybel praat nie van nog iemand nie. Maar hierdie man was 'n herder. En ek wil vanmôre afsluit met die volgende woorde.
Dawid sy hele roeping, sy hele lewe, sy hele geskiedenis, sy verhaal word in die Bybel opgeskryf. Omdat hy 'n tipe was van die groot herder wat sou kom. Hy is nie hier opgeskryf omdat hy 'n goeie mens was nie. Dawid het ook gestruikel. Dawid het ook verkeerd gegaan. Dawid was ook swak baie kere. Dawid het ook sekere dinge gedoen en sekere dinge nie gedoen nie, maar Dawid het iets gehad. Hy het 'n profetiese lewe gehad. Hy het 'n profetiese optrede gehad. Hy het gedoen wat profeties sou gebeur en dit is die koms van die Messias, die groot verlosser en die groot herder van alle tye. En wie dink julle was hier die herder wat Dawid sy lewe van getuig het? Die groot herder. Johannes 10 vers 11 sê hy, ek is die goeie herder. Ek lê my lewe af vir die skape. Die groot herder is die Here Jesus self. En dis oor hom wat Dawid se lewe getuig. Dis van hom wat die Bybel vol is. Dis oor hom wat elke verhaal geskryf word. Dis oor hom wat sou kom, die Messias. Hy was die verlosser, maar hy was ook die herder. En sy herderlike attribute wat in hom was, is so wonderlik dat dit uitstaan tot in alle ewigheid. En ons kan vanmôre verstaan wanneer hy sê, wanneer die Here Jesus self sê, ek is die goeie herder. Hy is nie maar net nog 'n herder nie. Hy is die herder. Hy is nie maar net nog 'n herder wat die skape oppas nie. En nie moet ek ook vir die predikante so 'n bietjie preek. Jy sien, om herder te wees beteken nie ek is die koning van die gemeente nie. Dit beteken jy is die diensknegt van die Here. Dit beteken ons is mekaar se diensknegte. Om 'n gemeente te dien is nie 'n reg nie, dis 'n voorreg. Dis nie jou gemeente nie, dis God se gemeente. Dit behoort aan die Here Jesus vanmôre. Elke een wat deel van hierdie kudde is deel van God se gemeente en dit behoort aan hom en niks wat hier is vanmôre is ons sinne nie, dis die Here sinne. Elke geredde siel, elke inkomste, elke deel wat in hierdie gemeente gebeur, die kerk, die kinderkerk en die bejaardesorg en wie dit ook al is en die armsorg en al hierdie mense wat deel is van hierdie kudde is deel van God se kudde. Dis nie die herders se nie. Ek en jy kan nie maak soos ons wil nie. Ons moet maak soos die opperherder sê. Ons moet maak soos die groot goeie herder sê. En wanneer hy sê maak so, dan is dit die mees belangrikste. En dis waar ons vanmôre vandaan kom en ons as kerk wil eindig. Ons wil hom, die goeie herder, ken in ons gemeente. Ons wil hom dien omdat hy die goeie herder is. Hoe lyk 'n herdershart? Lukas 15 vers 4 en 7 praat Jesus van. Hy vertel 'n gelykenis. En hy sê vir die mense, die skrifgeleerdes en die fariseërs is daar en hulle was lief, sê die Bybel, om te luister na Jesus se lering. Nie omdat hulle sy lippe aangehang het nie, maar hulle het 'n verkeerde woord gesoek. En terwyl Jesus praat, toe luister hulle mooi na wat hy sê. En Jesus sê vir die volgende. Hy sê, wie van julle wat hier is vanmôre, sal wanneer hy 100 skape het, en een van daardie skapies raak verlore, wie van julle sal nie die ander 99 los daar by die woestyn, by die bewaarplek, en hier die ander skaap se spore volg, en agter hom aanloop oor die heuwels en dale en deur die skeure en die valleie tot ek hom kry. En as jy hom gekry het, dan vang jy hom. En dan sit jy hom op jou skouers, want jy sleep hom nie tot daar waar hy vandaan kom, jy plaas hom op jou skouers. Hou vas sy voete, sy pote.
en jy loop met hom terug na die trop en die plek van bewaring en jy gaan sit hom daar neer en jy roep jou vriende en jy vertel vir hulle en jy sê sien jy hierdie swartkop oetjie? Jong, dis 'n rondloper hierdie. Sy's een van daai, as die wind waai regs dan hardloop sy. En sy het nou weggeraak, weet jy, ek het 20 kilometer geloop om hierdie skaap weer terug te kry. Maar dank die Here ek het haar gekry. Die jakkals het haar nie opgevreet nie. En so sal jy vir hulle vertel dat die Here vir jou goed was. En nou sê hy, hoeveel meer sal die Here nie vir ons gee nie. Dan praat hy daarvan. Hy sê, net so is daar vreugde en blydskap in die hemel oor een verlore siel wat hom tot God bekeer het. So is daar vreugde vanmôre in die hemel vir een sondaar wat vanmôre tot bekering kom, meer as 99 ander wat dink hulle is regverdig. Kerk van die Here. Die gemeente op die Minneewil is nie hier om 'n groot paleis van 'n kerk te hê en hierdie goeders nie. Die gemeente in die Minneewil is nie hier om vanmôre te kyk hoeveel lidmate ons kan bymekaar kry nie. Hierdie gemeente is hier vanmôre om die goeie herder se boodskap uit te dra. Hierdie gemeente is vanmôre hier om siele by Jesus uit te kry. Verlore sondaars tot redding terug in die kraal te kry. Al kan jy hom nie vanmôre in die kerk kry nie. Probeer om hom te gaan haal en hom by Jesus uit te kry. Ek sluit af. Ek wil vanmôre vir jou vra. Wie sal vanmôre vir my sê, maar Lourens, dis nie so maklik om siele by die Here te kry. Dis nie so maklik om so 'n oorwinning te leef nie. Jy kan maklik praat. Want jy weet, jy het dalk groot geword op 'n plek waar dit net goed gegaan het en jy het in die kerk groot geword en dit het net met jou goed gegaan. Nee, dis baie ver van die waarheid af. Want jy sien, elke mens het sy eie probleme en sorge en verdriet. En elke mens sukkel om elke dag in oorwinning te leef. Maar hoor wat sê die woord van die Here vir ons in Filippense 4 vers 13 sê hy, maar luister, hy sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my sy krag gee. Ek is tot alles in staat, nie deur my eie krag nie. Nie deur wie ek is nie. Nie deur wat ek doen nie, nie deur hierdie macho ou of hierdie besonderse vrou wat ek vanmôre is nie. Nee, jy is vanmôre tot alles in staat deur die krag wat die Here vir jou gee. Sonder daai krag is ons niks nie. Sonder daai krag kan ons niks wees nie. En onsself mag ons nie roem nie. Want jy sien, deur genade is jy gered. Nie jy self nie. Niemand het vanmôre roem in homself nie. Uit genade is jy gered deur die krag van die Heilige Gees. Miskien is jy vanmôre iemand. Miskien aan die einde van die boodskap is iemand wat luister. Miskien iemand wat vanmôre hier in hierdie vertrek sit, wat vanmôre vir my sê, Lourens, ek voel vanmôre soos 'n verlore skaapie. Miskien sê jy vanmôre, ek het vanmôre die goeie herder nodig. Miskien is jy vanmôre in hierdie gebou en het jy hierheen gekom, is daar net 2 of 3 of 4 vanmôre. Wat vanmôre sê, ek weet nie meer nie. Ek voel so hopeloos sonder die Here, ek het so verdwaal. Ek het so afgedwaal, ek is so ver weg van die Here. Ek hoor nie meer sy stem nie. Ek hoor nie meer sy voetstappe nie. Ek hoor nie meer die influistering van die Heilige Gees in my hart nie. Ek hoor nie meer die Here nie. Ek het so ver weg gedwaal. Vir jou is die boodskap vanmôre wat hier uitgegaan het. Wie sal nie die 99 laat staan
een skapie gaan soek nie. God stel vanmôre belang in jou. Al het almal jou pryse gee, die Here stel belang. In die week wat verby is, 2 weke, 3 weke terug, nee, seker so 3 weke terug, het 'n jong man selfmoord gepleeg. 'n Jong man van, ek skat hier 32 jaar. En wat het hom daarheen gedryf? Hy het al die dinge gehad in sy lewe wat daar nie moes wees nie. Alles wat hartseer gebring het. Hy was dwelmverslaaf. Hy was ander sieninge gehad en ander dinge en in die wêreld geleef. En dit het hom so afgedryf en afgetrek, dat hy op die ou eind homself om die lewe gebring het deur 'n oordosis van dwelms. Liewe mens, rondom ons, in die Minimum vandag, rondom ons in die dorp waar jy bly, rondom ons in die plek waar jy woon, vanmôre is daar honderde sulke mense en sulke gevalle wat vanmôre op die grens van die afgrond is. Wat vanmôre toe hulle opstaan gesê het, ek weet nie meer nie, daar's nie hoop nie, het voel vir my niks gee my, niemand gee my om nie, en daar's nie meer hoop vir my nie. Miskien het jy so gevoel vanmôre. Miskien het jy in hierdie plek ingekom met so hartseer, stikkende hart. Vir jou is daar hoop. God sê, die opperherder, die goeie herder, gee om. Die Here sê, hy sal die 99 in bewaring los en hy gaan jou soek. Die idee dat jy vanmôre in hierdie gebou is, dat jy vanmôre onder die woord van die Here kan sit, is God se genade. Jy kon vanmôre opgestaan het en jy kon gesê het, kom ek maak 'n einde aan my lewe, sodat dit verby is met my en ek klaar met hierdie hartseer van hierdie lewe kan wees. Jy kon dit vanmôre dalk in jou opstandingsdenke gehad het. Maar God het gewil dat jy vanmôre hier sou uitkom. Sodat jy vanmôre die woord van die Here kon hoor en die Heilige Gees vir jou kon sê vanmôre, jy's kosbaar vir God. Jy's belangrik vir hom. Jy's vanmôre belangrik en hy gee om. Hy wil hê dat jy verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat jy so moet voel en so moet lyk en jou lewe so stikkend moet wees nie. Hy wil hê dit moet goed gaan met jou. Hy wil jou help. Hy wil jou dra. Hy wil jou terugbring na sy plek van liefde. 'n Plek van liefde en vrede. Ag, kom ons buig ons hoofde. Kom ons gaan in gebed. En ek wou nie 'n uitnodiging maak nie, maar ek wil tog vra. Gaan jy ook nie vra om op te staan nie. Maar as jy vanmôre weet die Here het met jou gepraat en jy is daai persoon wie se lewe stikkend is. En jy wil vanmôre sê, Lourens, bid vir my dat die Here God vanmôre hierdie stikkende hart sal heel maak. Vra ek jou om net jou hand op te steek. En ek gaan vir jou bid. Is daar so iemand? Dankie. Dankie, oral gaan hande op. Ek kan maar weer sak, dankie. Is daar nog een laaste een dag voor ek bid? Dankie. Kom ons bid saam. Hemelvader, U genade is groot. Here, vanmôre het U 'n woord gehad. Vir manne en vroue wat vanmôre moes hoor wat die Gees vir hulle wou sê. En die Here, vanmôre het die woord uitgegaan en die Heilige Gees het dit in harte geplant wat dit moes hoor. En ore wat moes luister en moes hoor wat die Here vir hulle sê was hier vandag. En het hulle gestuur om vanmôre te kom hoor die woord wat die Here vir hulle het. En die reaksie daarop vanmôre was so wonderlik toe manne en vroue hulle hande opsteek en sê, dink aan my Here, help my vanmôre, ek het U so nodig.
En ons wil vanmôre saam met hulle vanmôre wil ons bid en aan pyn en ons hartseer wil ons dra en ons dit aan die voete van Jesus neer lê. En ons wil vanmôre vra gee vir hulle genade sodat hulle vanmôre hier uit sal gaan verander deur die kragvolle werking van die Here in hulle harte. Al die pyn en al die hartseer van die verlede en dit wat hulle gemaak het dat hulle vanmôre so stikkend voel, wil ons vanmôre vra vir genesing in Jesus naam. Ons wil bid vir 'n wonderwerk. Ons wil bid, Here, dat daar op hierdie oomblikke vir elkeen van hulle 'n oplossing uit die hand van die Here ons God sal kom. En ons loof U vir daardie wonderwerk vanmôre. Dankie, Here. Dis ons gebed in Jesus naam. En ons loof U daarvoor. Amen.